Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande biduur geleentheid. In die hartjie van die winter en in die middel van ons Julie vakansie, is dit weer eens 'n voorreg om op hierdie wyse saam met u in stilte tot die Here te nader en saam te kan bid. Vanaand bid ons saam spesifiek vir gebed en vir tye vir gebed en vir stilte, sodat ons tot die Here kan nader en onsself kan afsonder, soos wat hy ook gereeld gedoen het. En ons weet, hy ons die opdrag gee om ook te doen, sodat ons by hom kan wees. Ons gaan vanaand na twee gedeeltes kyk, wat rondom ons tema, ook as versterking en as fundament daarvan dien. En die eerste gedeelte, Matteus 6 en dan ook in Hebreërs 12, en dan gaan ons 'n paar gedagtes daaroor vanaand ook deel, voordat ons saam gaan bid. Die eerste gedeelte ken ons redelik goed, die Here Jesus se woorde oor gebed en hoe ons moet bid in Matteus 6. Ons lees daar, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. Jou Vader wat jy nie kan sien nie, letterlik wat in die verborgenheid is. En hy, jou Vader, wat die verborgde dinge in die verborgenheid kan sien, hy sal jou vergeld, hy sal vir jou gee waarvoor jy vra. Die tweede teksgedeelte in sy volledigheid lyk soos volg. Laat ons dan ook, omdat ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, elke las afgooi of aflê, en ook die sonde wat ons so maklik omring of verstrik of vashou of wil kelder, en die wedloop met wat voor ons lê met volharding kan voltooi, kan eindtyd voortsit. Met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom voorlê, die vreugde wat hy ook verwag om ons eendag by hom te hê, en die finale oorwinning saam met ons te kan deel, het hy die kruis verduur, en die smaad, die veragting wat hy verduur het hy deurgegaan, en hy het gaan sit aan die regterhand van die troon van God die Vader in die hemel. Amen. Dis die twee gedeeltes waarna ons vanaand gaan verwys. 'n Opsomming daarvan, ook op die skerm nou vir ons. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader, wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat die verborgde dinge sien, sal jou in die openbaar vergeld. Laat ons met volharding die wedloop wat voor ons lê, loop, hardloop, met die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Amen. Geliefdes, 'n paar gedagtes uit vanaand se teksgedeeltes. Die eerste van hierdie gedagtes, waaroor ons en waarvoor ons ook wil bid, die krag van die verborge of van 'n verborge gebedslewe. In hierdie paar gedeeltes wat ons vanaand gelees het, en ons hoor dit telkens in die skrif, dat Jesus Christus homself afsonder en eenkant in die stilte tot die Vader gaan nader. Dat hy, wat die Seun van God is, dit nodig vind om in stilte te gaan verkeer sodat hy kan bid. In sy lewe, in sy voorbeeld, sien ons ook hoe ons versterking en bemoediging en krag om te volhard in lyding en deur hierdie lewe kan kry as ons in gebed dit van die Here gaan vra. Daar waar ons in stilte by hom gaan aanklop deur alles anders af te sluit, daar vind ons nuwe krag. Ons weet dat die Heilige Gees ons nooi na daardie selfde plekke toe van stilte, sodat ons
die fluistering van sy stem duidelik kan hoor, sodat ons in ons binnekamer die wêreld rondom ons kan afsny en kan fokus op die woord van God. Dit is daar waar ons niemand hoef te beïndruk met groot en wyse woorde in ons gebede nie, maar wat ons harte kan uitstort voor die Vader. Waar ons behoeftes skaamteloos voor hom kan erken, ons tekortkominge, ons sondes kan bely en nie te hoef vrees dat enige iemand snaaks na ons gaan kyk of gaan wonder waaroor ons nou met die Here praat nie. Ons het daai geleentheid in die stilte om vry met hom te kan praat. Die Heilige Gees werk in die binnekamer. Daar waar ons onsself afsonder en op hom fokus, op die woord fokus, daar ervaar ons dat die Gees met ons is. Daar ervaar ons dat ons toegerus word, antwoorde kry. Dalk nie dadelik nie, dalk nie onmiddellik nie, maar deur volharding, deur aanhoudend by die Here te gaan klop. Ons ken daai gelykenis wat Jesus vertel. Die een wat klop, vir hom sal oopgemaak word. As ons by die Here gaan aanhou klop met ons probleme, sal hy vir ons die antwoorde gee. Dit is nie 'n plig, dit is nie 'n iets ding wat ons onder dwang doen, wanneer ons onsself afsonder in ons binnekamer in stilte nie. Dit is iets wat ons moet wil doen. Hierdie spesiale tyd wat ons het om net ek en my Here te kan gesels, waar ek tot hom kan bid, waar ek vir hom kan vra wat ek nodig het. En daar werk die Heilige Gees. Gee hy vir my antwoorde, troos hy my in my bekommernisse. Die volgende gedagte. Volharding wanneer ons alleen voel, kry ons in ons stilte tyd, in ons binnekamer. Dit is nie 'n maklike ding om as gelowige in die wêreld vandag te leef nie. Ons beleef baie dat ons alleen is in ons geveg, in ons stryd. Ons beleef baie dat ons bid en ons vra en ons pleit by die Here. Maar niemand help nie, niemand verstaan nie. Dit is juis wanneer ons so alleen voel, wat dit eintlik nodig is om selfs nog meer te verdiep in ons afsondering, in ons stil word voor God. Daar waar ons pyn en ons alleenheid, daar waar ons eensaamheid, ons bekommernisse op hom kan rus. Volharding beteken dat ons sal aanhou wanneer ons in ons eie kragte dit nie meer kan doen nie. Dis waaroor volharding gaan. Om verby die punt van waar ek nog voel ek kan dit doen, op die Here te rus. Volharding beteken dat ons op die Heilige Gees, wat ons parakleet, ons voorspraak, ons helper is, sal vertrou. Die Heilige Gees word nie verniet, hierdie name gegee, hierdie benaming gegee van ons voorspraak nie. Hy is nie verniet die een wat die pad langs ons, saam met ons stap nie. Hy is nie verniet die een wat vir ons die innerlike krag gee om die volgende tree, wankelend, selfs
in pyn en deur pyn verder te gee en te vertrou op hom nie. In ons swakheid beleef ons baie dat dit ons weet nie eers hoe ons voortgaan nie. En tog gee die Gees vir ons wat ons nodig het, sodat ons soms met bewende stemme vir die Here te vra, Here, help tog. In die gedeeltes wat ons gelees het, hoor ons dat hierdie vorm van gebed, hierdie manier van tot die Here nader in ons stilte tyd, gaan primêr daaroor dat ons oog gefestig sal hou op Jesus Christus. Ons het nou baie gehoor en baie gesê vanaand, dit gaan oor om die wêreld af te sluit, dit gaan oor om te fokus, dit gaan oor om te luister, dit gaan oor om sonder skaamte te kan praat met die Here. Maar die belangrike ding is dat ons oë sal vestig op hom. Dat ons sal losmaak van ons eie vermoë, van ons eie stryd. Dat ons sal ophou om self te probeer. En sal wag, sal vertrou, sal glo dat hy ons gaan dra, dat hy ons gaan deurdra. Om die oog gefestig te hou op die Here beteken ons fokus verskuif. Wanneer ons alleen is, word ons probleme dikwels nagmerries. So groot dat ons voel dit gaan ons oorweldig. Wanneer ons alleen is en in stiltes is, dan sien ons duideliker. En juist dan is dit vir ons as gelowiges nodig om die beloftes van God te onthou. En ons oë sal rig op hom wat die begin en die volëinder is van alle dinge. Die een wat die lyding in ons plek verduur het. Die een wat die dood oorwin het. Die een wat vir ons die troos en bemoediging en hoop gee om te verduur, om te volhard. Wanneer ons die geraas van die wêreld begin uitdoof, wanneer ons die sagte fluistering van die Heilige Gees se stem begin hoor, dan is dit hierdie intieme gesprekke wat ons met die Here kan hê, wat die deurslag gee in ons verstaan van wie ons is en wie hy is, en dat hy reeds oorwin het. Met die oog gefestig op Jesus, sien ons ook die lyding en die swaar kry van ander raak. Kyk ons weg van onsself af, na hom toe, en sien ons dat ander dalk nog meer sukkel, nog meer worstel as ons. En kry ons 'n geleentheid om ook 'n hand na hulle toe uit te reik. En op so 'n wyse troos te kan bring en hoop te kan bring in hierdie donker wêreld. Die laaste gedagte. Die vrug van die werk wat ons in die stilte doen, in ons gebedslewens, word dikwels in die openbaar gesien. In die binnekamer word ons gevorm, word ons gebou, word ons gelouter, word ons gereinig, word ons toegerus, word ons versterk, word ons bemoedig, word ons gemotiveer, word ons weer gestuur om die genade wat ons ontvang het te gaan uitdeel. Die hoop waaraan ons vashou te gaan deel, te gaan wys vir ander. Wanneer ons in ons krisisse op hom begin staat maak,
wanneer ons met ons oë gefestig op hom begin leef daar buite, dan word ons lewens 'n getuienis van 'n fondasie wat gelê is in die binnekamer. As ons lewens daar buite uitmekaar val en ons geloofslewens dalk eerste uitmekaar val, kan ons maar gerus gaan soek in die binnekamer waar hierdie wankeling begin het. Baie keer is dit juis waar gebed nie meer so 'n primêre rol gespeel het nie. Waar gebed so bietjie afgewater is, so bietjie vergete is. Wanneer ons daardie verhouding met die Here weer herstel en hy dit doen deur die werk van sy Gees, dan begin die veranderinge in ons lewens daar buite sigbaar raak. Wanneer ons onsself gereeld genoeg en lank genoeg afsonder en ons geloofslewe hier binne begin bou, dan word ons toegerus as die lewende stene, as die gestuurdes, as die amptsdraers wat die Here wil hê ons moet wees. Om dit te kan doen, moet ons hierdie tyd, hierdie vakansietyd, hierdie stilte tyd gebruik om aan ons persoonlike geloofslewens en gebedslewens so 'n bietjie te werk. Mag u die motivering kry, mag u die stem van die Gees ook vanaand hoor, wat ons oproep om so 'n bietjie introspeksie te doen oor hoe ons gebedslewens lyk. Mag ons, wanneer ons ook ons skuld daaroor bely het, mag ons ervaar dat die Here ons skoon was en nuut toerus met nuwe lewe. Ons opbou tot die kerk wat hy wil hê. Amen. Ons gaan oor 'n paar sake vanaand bid, geliefdes. En dit handel primêr oor die tekste waaroor ons gepraat het. In die eerste plek gaan ons bid vir 'n nuwe honger na stilte, 'n honger na tyd vir gebed, 'n honger na by die Here tyd spandeer in ons persoonlike lewens. Mag die Here dit vir ons elkeen gee. Ons bid vir krag in alleenheid en in eensaamheid, daar waar ons dalk ervaar dat ons vergete word en daar waar ons dalk ervaar dat deur hierdie wintertyd en deur hierdie koue tyd ons mekaar mis, mag ons die krag en die volharding kry om aan ons persoonlike lewens te bly werk, persoonlike geloofslewens te bly werk, sodat ons, wanneer ons terugkeer na die gemeente toe, versterk kan wees met nuwe insigte, nuwe wysheid vir die kwartaal wat kom. Ons bid vir geestelike volharding, nie net fisiese volharding in hierdie tyd nie, maar geestelike volharding, dat ons sal aanhou werk en bou aan ons geloofslewens. Mag ons fokus en ons oog op die Here Jesus hou en nie op onsself nie en ons eie vermoë nie. Ons bid daarvoor dat hy die appel van ons oog sal wees, dat hy die fokus van ons geloofslewens sal wees. Ons bid vir dissipline en toewyding in ons persoonlike geloofslewens, in ons werkslewens, daar waar ons nou rus om dalk 'n nuwe kwartaal in te gaan. Mag die Here ook hierdie tyd gebruik om ons te reinig en op te bou. Ons bid vir ons gemeente en ons gemeenskap in hierdie tyd. Ons bid vir geestelike ondersteuning, daar waar dit nodig is, ook deur vir mekaar te bid. Ons bid vir die siekes, vir die wat pyn
en ongesteldheid ervaar. Ons bid dat die Here vir hulle hand van genesing sal uitreik. En dat ons ook mekaar sal aanhou opdra vir heling, vir herstel. Laastens bid ons vir eenheid in die gees. Ons praat baie hieroor eenheid en waarheid deur die werk van die Heilige Gees. Dat ons werklik 'n gemeente sal wees en 'n kerk sal wees wat na mekaar omsien tot die eer van God ons Vader. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, dankie dat ons vanaand ook kan bid vir ons persoonlike gebedslewens. Here, ons weet ons skiet soveel tekort en daarom vra ons, gee vir ons die tyd, gee vir ons die energie, die wil om aan ons verhouding met U te werk, ook deur gebed. Vader, herinner ons aan hoe afhanklik ons is van U en afhanklik ons is van die Gees. En as dit beteken dat U ons moet louter, doen ook so. Maar rig ons ook weer op, Here, as getuies van U genade. Here, ons het soveel sake waaroor ons as gemeente saam wil bid en saam bid gereeld. Ons vra, sal U ook elkeen van ons se gebede aanhoor en aanneem en daar waar dit strek tot die eer van die naam en in die wil geskied, Heer, sal U dit ook verantwoord. Sodat ons ook kan gaan en kan gaan vertel van die goedheid en die guns en die genade vir ons. Vader, ons vra, dra ons deur hierdie tyd wat ons nie met mekaar kan wees nie. Hou ons staande, selfs al is dit op ons knieë, in gebed voor U. Hou ons staande in geloof en bring ons as 'n gemeente binnekort weer by mekaar. In Jesus se naam bid ons. Amen.